So die groot ding wat julle moet verstaan van woordsomme in die hoërskool, so van graad 8 af, onthou ons berei nou voor vir tot en met matriek, dit is nie meer soos die laerskool wat dit 'n scenario is wat hulle vir jou gee, en jy moet nou die scenario uit jou kop uit probeer uitfigure en sommetjies doen totdat jy nou maar op die antwoord uitkom nie. Die doel van woordsomme in die hoërskool is, en dis hoekom ons dit doen in dieselfde tyd as wat ons die oplossing van vergelykings doen, is ons wil nou toets of jy jou eie vergelyking kan skryf en daai vergelyking kan oplos. So met die oplossing van vergelykings gee ons elke keer vir jou die vergelykings en jy moet dit maar net oplos, maar nou woordsomme moet jy jou eie vergelyking skryf en dan moet jy dit oplos. So, en dis die groot triek en jy kry 'n punt vir jou vergelyking, né? So die groot ding, jy kry so 'n paar algemene soort woordsomme. Ek gaan nou vir julle daar so 3. Ons kry omtrek en oppervlakte tipe vrae, jy kry hierdie opeenvolgende getalle tipe vrae, en jy kry ouderdom tipe vrae. So ek gaan nou vir julle wys hoe om al 3 van hulle te benader en dan kan jy dit nou maar net in jou toets aanpas vir die scenario wat jy nou het. So die belangrikste ding by 'n woordsom is ek wil 'n waarde bereken. Ek het 'n onbekende wat ek wil bereken. So daai onbekende, jy moet altyd kies, wat gaan jy jou onbekende maak? Wat gaan jou x-waarde wees? So in hierdie geval sê hulle vir jou die som van 2 opeenvolgende getalle is 31. So ek gaan sê die eerste getal is 'n x. En hierdie is wat ek sal voorstel dat julle dit elke keer doen. Voordat jy net jou vergelyking skryf, skryf neer wat jou verskillende onbekendes is. En onthou, ons gaan nie die ene x maak en die ander ene y nie, want dan gaan jy nie jou vergelyking kan oplos nie. As jy 2 onbekendes het, het jy 2 vergelykings nodig om dit op te los, en dit doen ons eers in graad 10. So, as jy 2 goeders het wat jy nie weet nie, want hulle sê dis nou 2 opeenvolgende getalle, dan kies jy een van hulle as jou x, wat jy wil uitwerk, my onbekende, en die ander ene skryf jy altyd in terme van x, in terme van die ander getal. So ek wil nou 'n uitdrukking of 'n waarde hê vir my tweede getal. So as jy tel 1, 2, 3, 4, 5, wat doen jy elke keer? Van 1 na 2, wat doen jy? Ja, maar hoe gaan jy na die volgende getal toe? Wat tel jy by? 1. Jy tel 1 by, elke keer. 1, en dan tel ek nog 1 by, dan kry ek 2, en dan tel ek nog 1 by, dan kry ek 3. So die enigste verskil tussen daai eerste getal en die getal na hom is 1. Stem julle saam? OK. En dan sê hulle vir jou, die som van, so jy moet altyd eers jou 2 of 3 waardes wat jy nie weet nie, skryf. Een maak jy x en die ander skryf jy in terme van x. En dan eers skryf jy jou vergelyking. En nog gaan altyd ergens 'n sinnetjie wees in jou woordsom wat jou in staat gaan stel om daai vergelyking te skryf. En dit is hierdie sinnetjie. Die som van, wat beteken som van? Plus, goeie werk. So as ek hierdie 2 getalle bymekaar tel, moet ek 31 kry. Stem julle saam? As hulle sê die som van 2 opeenvolgende getalle is 31, dan beteken dit as ek die een getal vat en ek tel die volgende ene by, moet hulle saam vir jou 31 gee. Maar moet jy besluit dat op een volgende gaan wees x plus 1? Ja, Jy kan anders gewerk het, jy kan gesê, ok, ek wil my een getal x maak en die getal voor hom moet dan x min 1 wees. Want ek werk 1 terug. Maar dit is onnodiglik complicated. So dis maar net, sê nou maar die eerste getal is 5. Wat doen ek om my volgende getal te kry? Is dan 6. Ek tel enetjie by. Volgende getal is 7. Ek tel net. So dis hoekom ek sê getal 1 is dan my x waar ek begin en my volgende ene is x. Daai oorspronklike getal en ek tel net enetjie by. Dis hoe ek sy waarde sal kry. OK. So met ander woorde sê nou maar jou x het jy uitgewerk as 6, dan moet die volgende een 6 plus 1 wees is dan 7. Sien jy? As hulle byvoorbeeld vir jou gevra het
Ek het 2 opeenvolgende ewe getalle. Dan begin jy, die een is x en die ander ene is x plus 2, want ek moet 2 bytel om by die volgende ewe getal te kry, né? So 2, 4, 6. Kan mens soos by die een sê, soos x minus 1, x1 en x plus 1? Yes, jy kan. Ja, as dit 3 getalle was byvoorbeeld. En nou sê jy, okay, so die som van die twee, so as ek daai ene vat, en ek plus die volgende getal daarby, dan moet ek 31 kry. En daar het jy jou vergelyking waarvoor jy gaan punte kry. So nou los jy net jou vergelyking op, né? X aan die een kant, getalle aan die ander kant, so ek los my x hierso aan die linkerkant. En as ek wil ontslaa raak van die optelbewerking, die plus 1, dan moet ek aan die ander kant gaan, minus met 1. En dan kan ons vereenvoudig aan albei kante, so ek werk my sommetjie uit. 1x plus nog 1x is 2x. 31 minus 1 is 30. En onthou, 2x, dis nie 'n plus bewerking waarvan ek wil ontslaa raak en nou gaan minus ek aan die ander kant nie. 2x beteken daar staan 2 maal x. Dis wat ons leer in ons algebra konvensies, jy moet dit weet. So dis nie 'n plus bewerking waarvan ek wil ontslaa raak nie, dis 'n maal bewerking waarvan ek wil ontslaa raak. En die teenoorgestelde van maal is deel, so dan moet ek aan die ander kant gaan, deel met 2. En dan gaan jy altyd, soos wat jy gemaak het, kyk of jou antwoord sin maak. 15, dit beteken my eerste getal, en dit moet ons nou nie vergeet nie, want hulle vra nie net vir jou om x uit te werk nie, hulle vra vir jou wat is die getalle. So jy moet altyd net aan die einde, partykeer dan vergeet julle, doen wat hulle vra. So my getalle is 15 en 16. Die een is 15, en dan plus ek een by, dan kry ek die volgende een is 16. 15 plus 16 is 31. Kyk, julle sin wat julle gehad het in die toets, die som van 3 opeenvolgende getalle, so julle sin was 3 opeenvolgende getalle is 72. So nou doen jy dieselfde ding, jy kan of soos wat jy gesê het, die een getal is x, die ander ene is x plus 1 en die ander een tel ek een terug is x min 1. Jy hoef dit ook nie so te doen nie. Jy kan sê my eerste getal is x. Die volgende getal tel ek net 1 by. Vir die volgende getal tel ek nog eentjie by. So jy kan hierdie of so hou of jy kan dit skryf as x plus 2, dit maak nie regtig saak nie. Maar daar is jou 3 getalle. En as jy daai 3 getalle by mekaar tel, ek gaan dit nou sommer net x plus 2 maak, ek gaan nou nie x plus 1 skryf nie, ek gaan sommer nou net dit wat daar in die hakkie is, moet gelyk wees aan 72. En dan los jy hom net weer op, jy het jou 3x'e alleen aan die een kant, dan wil ek ontslaa raak van die plus 1 bewerking, so ek moet aan die ander kant gaan minus, ek wil ontslaa raak van die plus 2 bewerking, so ek moet aan die ander kant gaan minus, dan vereenvoudig ons aan albei kante, 1x plus 1x plus 1x is 3x, en dit is dan 69, en as ek wil ontslaa raak van die maal 3 voor my x, gaan ek aan die ander kant deel met 3, en dan kry ek dus 23. So met ander woorde, my getalle, die 3 opeenvolgende getalle, ek het begin by 23, en dan het ek 24 en 25, en dan kan jy kyk, is dit so ja of nee, en dan werk jy om, en dan toets jy jou antwoord. Jy loer uit met die getalle type vraag. Kom ons gaan gou aan na die ouderdomme toe. So met die ouderdomme is dit nogal kophou. Okay, en julle gaan sien, ek gaan hierdie sinnetjie seker 6 keer in totaal deurlees. Wat beteken as ek, wat nou al vir jare wiskunde het gedoen het, dit so baie keer deurlees, dan gaan jy dit ook so baie keer deurlees om dit sin te maak. So, die ouderdom is eintlik baie lekker. As jy dit eers het en jy volg die metode wat ek nou vir jou gaan wys, dan is dit eintlik, dan begin dit lekker raak, dan sit daar raai. Okay. Die groot ding is,
Jy het inligting, hulle sê Johan is 6 jaar ouer as Piet. Okay. Dan gee hulle vir jou, waar's my highlighter? Jy moet altyd die belangrike inligting highlight. Okay, so Johan is 6 jaar ouer as Piet. Oor 8 jaar gaan Johan dubbeld so oud wees soos wat Piet nou is. Hoe oud is hulle? Nou. So met die ouderdomme gaan jy altyd vir my 'n tabelletjie optrek, want jy het twee verskillende scenario's. Jy het 'n scenario, jy kry inligting rondom hulle ouderdomme nou, en jy kry inligting rondom hulle ouderdomme oor 8 jaar. So jy gaan 'n tabelletjie opstel met Piet, en met Johan, en met hulle ouderdomme nou, en met hulle ouderdomme oor 8 jaar. Want onthou, soos wat ons gemaak het met die getalle, jy het eers nodig om al jou veranderlikes te kan neerskryf, voordat jy nog eers dink daaraan om jou vergelyking te skryf. So onthou, okay, so ons wil hulle ouderdomme nou weet. Ons moet nou een van hulle ons onbekende maak. Een van hulle, dis stap 1, moet ons X wees. Wat een gaan ons X maak? Maak nie regtig saak nie. Ons maak vir Piet. Okay, so hy is my X. Hulle sê vir my hier, en nou ek kan nie Johan se ouderdom Y maak nie, dan het ek te veel onbekendes om die vergelyking op te los. So ek moet sy ouderdom skryf in terme van daai ene sin. So hulle sê Johan is 6 jaar ouer as Piet. So as ek Piet se ouderdom vat, wat moet ek doen met Piet se ouderdom om Johan se ouderdom te kry? Ek plus 6. Yes, want hy is 6 jaar ouer. So as ek sê ek is nou 20 en iemand is 6 jaar ouer as ek, dan weet ek hulle is 26. Julle by met dit. Nou, hier is nog nie vreeslike wiskundige monkey gymnastics nie, nou net gou 'n paar basiese goed. As ek sê ek is nou 20, hoe oud gaan ek oor 8 jaar wees? Wat moet ek doen met my ouderdom nou om my ouderdom oor 8 jaar te kry? Ek plus 8. So ek plus net daar 8 by. So ek vat my ouderdom nou, Piet se ouderdom nou, en ek tel 8 by. Dan weet ek hoe oud is hy oor 8 jaar. Ek vat Johan se ouderdom nou, en ek tel 8 by. Dan weet ek hoe oud is hy oor 8 jaar. Okay. Die rede hoekom ons dit moet doen is, onthou ons het gesê, nou dat ons al ons onbekendes het, ergens gaan daar 'n sinnetjie wees, wat vir jou in staat gaan stel, om jou vergelyking te kan opstel. En dis hierdie sin. Oor 8 jaar, sal Johan dubbel so oud wees as wat Piet nou is. So ek het twee scenario's, oor 8 jaar en nou. Dis hoekom ek al twee stelle inligting nodig het. So bear with me for a moment. Hoe laat is nou? Ja. Moet jy gaan? Ja. Wil jy gou hierdie ene klaar luister? Ja. Hoe lank? Maar gaan dan dit op die groep stuur? Ek sal, ja, dis hoekom ek dit opneem. Okay, dan kan maar dan dit kyk dan. Dis reg, ja. Afwissel. Sê vir jou meneer. Jy het wiskunde. Maar dis hoekom ek sê, as hulle die heeltyd die tye verander, dan moet hulle mos verstaan dat julle... Ons weet eers die dag wanneer die oefening is, as daar is of nie, en wat die tyd is. Maar dit kan mos sê, dit maak mos nie sin nie. Meneer kies van 'n eie tyd. Maar kan julle nie dan vir hom sê, meneer, ek het wiskunde in daai tyd nie. Dankie vir Baie wissel. Dis 'n reël saak. Dis graad 11. Okay, so kom ons skryf dit net gou so dat dit vir ons sin maak. Oor 8 jaar sal Johan dubbel so oud wees soos wat Piet nou is. So as jy Piet se ouderdom nou vat en jy maal dit met 2, dan gaan jy, kom maak nou so, Johan se ouderdom oor 8 jaar kry. Maak dit vir julle sin. Nee, oor 8 jaar sal Johan 2 keer so oud wees soos wat Piet nou is. So ek moet Piet se ouderdom vat, ek moet dit maal met 2 en dan kry ek Johan se ouderdom oor 8 jaar. Ek kan nie Johan se ouderdom vat en dit maal met 2 nie, want dan weet ek Piet, dan sê dit eintlik Piet is 2 keer so oud as Johan. Of jy deel dit. Of jy moet dit deel met 2 jaar.
nie lekker kom maar as met jy. Omdat hulle sê, Johan gaan dubbel so oud wees soos Piet, soos wat Piet nou is. So as ek Piet se ouderdom nou vat, en ek maal dit met 2, dan kry ek Johan se ouderdom. So dis hoekom ek altyd dit so skryf, net dat dit net soos 'n bietjie insink, want die kinders verstaan nie regtig, die Johan is dubbel so oud, so hoekom maal jy Piet se ouderdom met 2 en nie Johan se ouderdom nie. Kyk. Dan plus die 8 by die x en dan deel jy met. So nou gaan ons, nou dat ons daai sinnetjie het, nou gaan ons vergelyking skryf. So Piet se ouderdom nou, wat die x is, maal met 2, gee vir my Johan se ouderdom oor 8 jaar, so dis daai. Of jy kan deel met 2. Jy kan dit deel met 2 ook, dis ook fyn. Maar hoekom maal mense x met 2? Want as jy wil weet hoe oud Johan is oor 8 jaar, dan moet jy Piet se ouderdom nou vat en dit maal met 2. Dan nie 8x nie. Want dit is oor 8 jaar. Nee, maar oor 8 jaar het ons mos nou klaar Ons weet nog nie uitgewerk. presies is. Want mense nou Kyk, onthou hierso het ek nou net die inligting afgeskryf wat ons klaar uitgefigure het in die tabel, né? Nee? Nou is uitvind hoe oud is hy. Ja, ons gaan nou uitvind hoe oud is hy. dit is nog nie die 8 jaar geplus nie. Nee, ons het nog. Nee, ons het klaar dit geplus, né? Nee? Hy is mos 6 jaar ouer as Piet en oor 8 jaar gaan hy dan nou nog 8 tel ons nog 8 jaar by. So Maar hoekom plus ons die 8 nie? dit het ek het dit maar net sommer klaar bygetel. Ek het sommer klaar hierdie vereenvoudig na 14 toe. So ons het klaar 8 bygetel by sy ouderdom. Ja, skus, ek het nou maar net daai stappie geskiep. So ek het 2 maal x is 2x. Ek soek al my x'e aan die een kant en al my getalle aan die ander kant. So ek wil ontslaa raak van die plus x bewerking. So ek gaan aan die ander kant gaan minus. En ek los die 14 aan daai kant. En 2x minus 1x is net x. Wat beteken hy is nou 14. So dan sê jy vir hulle, hoe oud is hulle nou? Want dis wat hulle vra. Dit wil sê Piet is 14. En Johan is 4 en 28. Dan is nie, hoe oud is hy nou? So dis net die 14 plus die 6 is 20. Ja, en dan kan jy dit dubbel gaan seker maak. Is Johan oor 8 jaar 28 jaar. Ekskuus. As ons nou Johan se ouderdom gaan uitwerk oor 8 jaar, dan sy 28, né? Nee? Johan is dubbel oor 8 jaar, gaan Johan dubbel so oud wees soos wat Piet nou is. En dit is so. Oor 8 jaar is Johan dubbel so oud soos wat Piet nou is. So eintlik Dan die ander algemene ding wat hulle vra is die omtrekke en die oppervlakte. So hulle sê vir jou, highlight, gestel die omtrek van 'n reghoek is 20 meter en die breedte is x meter. Wat sal die lengte wees in terme van x? So onthou, in terme van x beteken jy gaan nie 'n numeriese waarde kry nie. Jy gaan nie kan sê die lengte is 5 cm. Jy gaan net sê dit is x plus 5 of x min 2 of 2x. Jy gaan jou antwoord kry in terme van x. So wat jy altyd vir my doen met die omtrek en die oppervlakte somme, is jy skryf die formule wat jy sou gebruik het om die omtrek of die oppervlakte uit te werk, skryf jy neer. So vir omtrek van 'n reghoek, omtrek is dit 2 keer die lengte plus 2 keer die breedte. Dis waar jy begin. Jy begin altyd met die formule wat ons al lankal geleer het vir hoe om die omtrek uit te werk. En dan vul jy die inligting in wat jy het. So dan sê hulle vir jou die omtrek is 20 meter. So in die omtrek se plek sit ek die 20 meter. En hulle sê vir jou die breedte is x meter. So in B se plek sit ek 'n x. Jy hoef dit nou nie in hakies te sit nie. Jy kan maar net sê dis 2x. So ek het nou maar net
daai waarde wat hulle vir my gegee het vir die breedte, het ek hierso in vervang. En dan gaan los jy daai vergelykingkie op. Okay. So ek wil vir my lengte alleen hê aan die een kant, so ek raak ontslaaf van die plus 2x, so ek moet aan die ander kant gaan minus met 2x. Maar onthou, dis die waarde vir 2 keer die lengte. Ek wil net 1 keer die lengte hê, so ek moet daai hele ding deel deur 2. En dan as jy jou splitbreuke doen, onthou, dan is dit daai 2, die teken tussenin, en dan daai 2, en dan vereenvoudig jy elkeen van die breuke apart, so 20 gedeel deur 2 is 10, en 2x gedeel deur 2 is net 1x. So sien, jy het nie 'n waarde gekry vir die lengte nie, maar jy het 'n waarde gekry in terme van x, okay, vir die lengte. So jy begin met jou formule wat jy het vir die omtrek of die oppervlakte, afhangende van wat hulle vir jou gee. Jy gaan sit die waardes wat hulle vir jou gegee het, gaan sit jy daarin, en dan los jy maar net jou vergelykingkie op. So die omtrek en oppervlakte somme is eintlik die makliker somme, want jy hoef nie vreeslik te dink om 'n vergelyking te skryf soos by die vorige twee nie. Jy skryf sommer net die formule wat jy in 'n geval het. Ek wil nou die hele ding geskryf het, toe maar wat. Okay. So dan by vraag 5 sê hulle vir jou, die bepaal die afmetings, as ek maar highlighter kry, bepaal die afmetings van die reghoek met 'n sylengte van 5 cm langer as die breedte en 'n omtrek van 210 cm. So is dieselfde tipe ding. Hulle gee vir jou die omtrek en hulle vra vir jou vir sy afmetings. So met ander woorde, afmetings beteken ek soek sy lengte en breedte. So ek begin met die formule wat ek het. Dis weer omtrek is gelyk aan 2 keer die lengte plus 2 keer die breedte. Hulle sê vir my die omtrek is 210, so ek gaan sit dit daarin. Nou sê hulle sien julle, hulle gee nie vir my die lengte nie, hulle sê net hy is 5 cm lang, sy lengte is 5 cm langer as die breedte. So een van die twee moet ek nou my onbekende maak. So wat sien gaan ons die onbekende maak? Die breedte of die lengte? Maak nie regtig saak, dit gaan op dieselfde antwoord uitkom. Ons die breedte x maak. En dit beteken die sylengte is 5 cm langer, so wat moet ek doen met die breedte se waarde om my lengte te kry? As ek sê nou maar, ek sê, en laat dit vir julle help. Sien julle wat ek doen? Ek sê, ek is nou nie heeltemal, okay, ek sê, daar is my x, maar ek weet nou nie heeltemal hoe om die ander ene te skryf nie. Sit 'n waarde daarin, sommer in jou kop, want dit help vir jou om dit sin te maak. So kom ek sê, die breedte is 10 cm, en die sylengte is 5 cm langer as die breedte. Wat gaan sy sylengte wees? 15, wat het jy gedoen? 5 bygetel, okay, so baie keer dan help het, as jy nie weet wat moet jy nou plus, moet jy maal, sit vir jou, kies vir jouself 'n waarde daar, en gebruik daai waarde om daarin uit te werk, en dan gewerk jy net weer terug, en dan kyk jy, okay, maar wat het ek toe gedoen? Okay, ek het net 5 bygetel, ja? Dan kan mens by die omtrek, kan mens enige letter daakjes by L en B. Om die onbekende te maak. Ja, want jy kon gesê het, die sylengte is x, maar as die sylengte 5 cm langer is as die breedte, dan is die breedte, dan moet ek net 5 aftrek. So jy gaan sien, jy gaan op dieselfde, dis soos dieselfde soos wat ons gedoen het met die opeenvolgende getalle. Jy kan terugwerk ook, maar dis partykeer 'n bietjie confusing om terug te werk. So ons werk eerder vorentoe. Okay, so nou sit ons die sylengte is 2 maal, dis 2 maal die lengte, en die lengte is x plus 5, en die breedte het ons gesê is x. So hierdie is daai enetjie, wat ons nou hier ingesit het, in die lengte se plek, en hierso is jou breedte wat ons hier ingesit het, in die breedte se plek.
En dan moet jy net jou vergelyking oplos. So onthou, voordat ek my x aan die een kant kan hê en my getalle aan die ander kant, moet ek eers ontslaa raak van daai hakkie. Gaan nou by jou wees. So ek moet daai inmaal, so 2 maal x is 2x. O, gat, ons is al oor tyd. 2 maal 10, 5 is 10, en dan kan jy jou vergelykingkie gaan oplos. So ek los sommer my getalle aan die kant, as ek wil ontslaa raak van 'n plus 10, moet ek aan die ander kant gaan min 10, en dan 2x plus 2x, en dan vereenvoudig ek aan albei kante, en as ek wil ontslaa raak van die maal 4, gaan ek aan die ander kant gaan deel met 4. So dan kry ek x is 50. En as hulle vir jou vra vir die afmeting, so met ander woorde, daai is 50, wat beteken daai is 55.